Môre maatjies. Ons gaan weer 'n bietjie verder met die verhaal van Josef. Kan julle onthou verlede week het ons gesels hoe Josef se boeties daar in Egipte land gekom het, koring gesoek het en hulle het voor Josef Buig. presies soos wat hy gedroom het, né? Het hulle voor hom gebuig. En Josef het vir hulle gevra wie is hulle? Eers gesê hulle is spioene, né? Sê hulle nee, ons is eerlike manne. Maar toe het Josef wie teruggehou? Wat 'n boetie? Vir Simeon, né? En hulle het koring gekry en teruggegaan, maar Josef het vir sy soldate gesê, hulle moet die manne se geld terugsit in hulle sakke. En toe hulle dit sien, later toe hulle op die pad was hulle baie bang geweest, baie bekommerd. En hulle kom toe daar by Jakob, hulle vader, en hulle vertel vir hom alles wat gebeur het, dat hulle baie koring saamgebring het en al die geld gekry het, maar wee, wat was groot fout. Hulle boetie Simeon is nog in Egipte in die gevangenis. En Jakob het gehuil want hy sê, Josef het ek verloor, Simeon het ek verloor, en die derde ene, hulle het vir Jakob gesê, daai man daar in Egipte sê, ons gaan nie vir Simeon sien as ons nie vir Benjamin kom haal en vir hom wys nie. Josef het baie verlang na Benjamin, net dit was mos nou eintlik sy boetie gewees. Hy het hom seker gesien laas toe hy 'n babietjie was. En Jakob het niks van hierdie dinge verstaan nie, hy was baie hartseer en het vir daai kinders gesê, julle beroof my van my kinders, maar hulle het gesê, ons kan nie anders nie, hulle het gesê, ons kan nie weer Egipte toe gaan as ons nie vir Benjamin saambring nie. Maar Jakob het gesê, nee, en hulle het maar so geleef, hulle het al die koring opgeëet, en die hongersnood het weer groter geword, tot op 'n dag wat Jakob sê, julle sal met Kanaan toe gaan, Egipte toe moet gaan, om te gaan kos kry. Toe sê hulle vir hulle pappa Jakob, maar die man in Egipte het gesê, ons kan nie, as Benjamin nie by ons is nie. En toe kom Juda, en hy sê vir sy pappa Jakob, my lewe vir sy lewe, ek staan borg. Ek sal hom met my lewe beskerm, en as Benjamin nie terugkom nie, sal ek vir my hele lewe lang skuldig staan. En toe sê Jakob, as dit nie anders kan nie, Benjamin, jy moet maar gaan, en maak 'n geskenk by mekaar. Hulle het nog 'n bietjie heuning gehad, en balsamgom, en hulle maak toe 'n geskenk, en hulle gaan terug Egipte toe. Daar staan hulle weer voor Josef, maar hulle weet nie dis Josef nie. Hy herken hulle, maar hulle herken nie hom nie. En wat doen hulle? Hulle buig alweer voor Josef, soos wat Josef gedroom het. Maar die Bybel sê, toe Josef vir Benjamin sien, was sy hartjie baie seer. Maar hy sê vir die manne, kom na my huis toe. Hy sê vir sy soldate, bring hierdie manne, vat hulle na my huis toe. Maar hy het nie presies gesê hoekom nie. Nou Josef wou vir hulle groot ete gemaak het, maar hulle geweet het, hulle so gepla, die boetie sê vir mekaar, ja, dit is omdat hy uitgevind het dat al hy geld nog in ons sakke was. Maar hulle was baie op hulle senuwees. En toe hulle daar by Josef se huis kom, toe sê hulle vir die opsigter, meneer, ons wil net vir jou sê, die vorige keer toe ons hier was, wou ons regtig betaal het. Maar toe ons daar kom op pad huis, toe sien ons al die geld is terug. Ons is nie skelms nie. Die opsigter van Josef se huis sê vir hulle, julle kan ontspan. Ek weet, ons het julle geld gekry. Die man, maar hy het nie gesê Josef nie, hy het gesê hierdie groot, belangrike man van Egipte, het julle genooi vir ete. En daar so gaan sit hulle toe, elkeen volgens sy ouderdom, hulle kan nie glo nie. En Josef kom in, en hy vra vir hulle, is dit julle klein boetie? Hulle sê, ja, dis boetie Benjamin. En die Bybel sê, Josef se hart was baie hartseer. Hy het eintlik toe gou skelm kamer toe gegaan. En daar in die kamer het hy gehuil, want sy hartjie was so seer geweest oor hierdie boetie Benjamin. Maar hy het sy gesig gewas, en hy het teruggegaan, en hulle het die lekkerste ete gehad. Maar weet julle wat daar by boetie Benjamin se bord gebeur het? Hulle het vir hom 5 keer meer ingeskep as vir die ander. Hulle het hom bederf. Josef wou sy boetie Benjamin bederf het. Maar hy het nog steeds nie vir hulle net gesê, ek is Josef nie. Nee, daar moes nog 'n klomp dinge gebeur het, en daaroor gaan ons volgende keer gesels. Vandag se gedeelte is net waar Josef se boeties vir die tweede keer af is Egipte toe, en die keer het hulle vir boetie Benjamin saamgebring.
Maar ja, ek het nie eers vir julle gesê nie. Hulle het daarom vir Simeon uit die tronk gaan haal, nê. Hy het daarom saam met hulle gewees en saam geëet, so hulle was daarom bly daaroor gewees. En so is daar nou baie dinge wat gebeur, en ons verstaan nie altyd hoekom moet daar eers so baie dinge gebeur nie, maar Vader Jahwe se plan is altyd reg, nê. En hy het ook 'n plan met hierdie boeties wat so lelik was met Josef. Hulle moes geleer het wat is liefde. Wat is naaste liefde? Wat is dit om vir jou boeties lief te wees? En so moet julle kinders ook altyd onthou. Ons moet Jahwe lief hê en ons moet ook mekaar lief hê. Nou ja, kom ons sit net, so dan sluit ons die oë. Vader Jahwe, dankie vir u lieflike woord. Dankie dat u ons leer van u liefde en dat u ook vir ons leer om mekaar lief te hê en dat u vir ons ook leer wat beteken dit om getuigtig te word, om deur u geleer te word. Help ons om altyd gehoorsaam te wees en altyd hartjies te hê wat sal luister. In Yeshua, amen. Ja, maat, soet wees en onthou om vir mekaar lief te wees. Tata!